My liewe gemeente en vriende, die Here vertroos ons met die woorde van Psalm 46. Ek is vir julle toevlug en 'n beskerming. Ek was nog altyd bereid om te help in nood, en daarom hoef julle nie bang te wees nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Want ek is die Alfa en die Omega. Ek is vandag, ek was dit nog altyd, en ek sal altyd God almagtig bly. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en van sy Seun Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Die volgende dag het Johannes en 2 van sy disippels weer daar gestaan. Toe Jesus verbyloop, het hy stip na Jesus gekyk en gesê, "Kyk, die lam van God." Die 2 disippels het hom dit hoor sê, en hulle het Jesus gevolg. Toe Jesus omdraai en hulle hom sien volg, vra hy hulle, "Wat wil julle hê?" En hulle het hom geantwoord, "Rabbi," wat as dit vertaal word beteken meester, "waar bly u?" Hy sê toe vir hulle, "Kom kyk." Hulle het toe gegaan en gesien waar hy tuis gaan, en hulle het die dag by hom gebly. Dit was omstreeks die 10de uur. Die ou wyse koning van die Bybel, Salomo, het mure dopgehou. Wanneer laas het jy 'n ry mure gesien tussen hulle muurshoop en 'n voedingsbron? Salomo het fyn opgelet terwyl hy kyk, en hy het iets geleer van hoe 'n muur dink, hoe 'n muur leef, en hoe mure te werk gaan. Hy het gesien hoe hulle saadjies en stukkies gras nes toe sleep, en hoe 'n span saamwerk om 'n gogga veel groter as wat hulle is, te verskuif. Rye mure hou dieselfde paadjies. Hulle weet presies wat hulle moet doen. Kos nes toe dra. Niks anders nie. En die hele proses is goed georganiseerd, presies, doelgerig, doeltreffend. En nou die vraag, maar waarom werk mure so doeltreffend en georganiseerd? Omdat mure pligsgetroue, loyale, doelgerigte volgelinge is. Dis in hulle DNA. Dis wie en wat hulle is. Hulle leef hulle roeping. Hulle is wat hulle geskep is om te wees. Nou terug na ons skrifgedeelte. Dis al 2 dae na mekaar dat Johannes die Doper mense se aandag op die Here Jesus Christus vestig. Pertinent sê hy vir hulle, "Kyk, die lam van God, daar is hy. Dis hy wat die sonde van die wêreld gaan wegneem." Die tweede keer praat hy direk met 2 van sy eie volgelinge, Andreas en heel waarskynlik Johannes, die skrywer van die boek waaruit ons vanoggend gelees het. Johannes die Doper weet wie Jesus waarlik is, en dis sy roeping om mense na Jesus te lei, en hy rig die 2 volgelinge van hom in Jesus se rigting. Andreas en Johannes, volgelinge van Johannes die Doper. Hulle het sy vurige oproepe gehoor om te bekeer en gedoop te word, en hulle het daarop reageer. Hulle het hom hoor preek van die Messias wat kom, en hulle het Jesus eintlik reeds geken. Want, soos hulle,
was Jesus op daardie stadium deel van die skare mense wat Johannes agtervolg het. Ek kan my indink hoe verras hulle seker was, toe Johannes nou juis na Jesus wys, as die lam van God, die Messias wat as verlosser die sonde van die wêreld gaan wegneem. En net daar, omdat Johannes met sy getuienis van Jesus reeds die saad van geloof in hulle geplant het, verlaat hulle die doper en begin op 'n afstand Jesus te volg. En die Here Jesus weet hy word agtervolg. En in Jesus se optrede nou begin ons die stappe ontdek van doeltreffend volgeling van Jesus te wees. 3 stappe. Eerstens, Jesus het gaan stil staan. Hy het omgedraai en hy het gesien dat hulle hom volg. Die Here hou nie aan stap nie. Hy maak nie asof hy jou nie raak sien nie. Hy draai om en hy sien jou. Hy weet, daar moet mos 'n rede wees hoekom iemand agter hom aanstap. En hy wil weet wat die rede is. En hy vra daarna. Dis die tweede stap. Die lam van God vra die 2 manne, wat wil julle hê? Wat soek julle? Hoekom wil julle my volg? Hierdie is nie 'n afjakvraag nie. Dis nie irritasie omdat jy lastig is om hom te wil volg nie. Dis begrip van wat eintlik daar diep binne jou hart aangaan. Maar God wil hê, jy moet ook duidelikheid kry in jou hart. En so het Jesus die gewoonte om op die man af te wees met die belangrike vrae in die lewe, soos toe hy heelwat later sy disippels gevra het, maar julle, wie sê julle is ek? Want julle moet weet wie ek is. Hy vra Andreas en Johannes. Hy vra jou vanoggend, wat wil jy hê? Hoekom volg jy vir Jesus? Wat is jou motiewe? Wat soek jy by Jesus? Wat wil jy eintlik van God hê? Jesus wil van Andreas en Johannes ook van jou weet, of jy regtig soek na die weg, die waarheid en die lewe, of na iets anders. Dalk iets meer selfsugtig, net jy sal weet. Jesus ken ons harte, maar hy wil hê dat ons mooi sal dink wat die motiewe en die gevolge van ons dade sal wees, en hoe dit mense om ons raak, wat die rimpeling effek daarvan sal wees op ander mense se lewens, want, hoor mooi, die impak van 'n doeltreffende volgeling is baie groot. En dan die derde stap, die uitnodiging. Andreas en Johannes vra, Rabbi, waar bly u? En die Here Jesus antwoord kort en kragtig, kom kyk. Julle is meer as welkom. Kom saam my, wees deel van my, kom sien en ontdek self wie ek is. Volg my gerus, want ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Kom, kyk, sê Jesus. 'n Uitnodiging tot jou en my. 3 eenvoudige stappe. Jesus het stil gestaan, omgedraai en gesien. Hy vra toe 'n belangrike vraag en toe nooi hy om saam met hom te stap. Kom, kyk. Andreas en Johannes is nie anders as ek en jy vandag nie. Net soos hulle weet ons nie altyd waarvoor ons soek en wat ons wil hê nie. Maar net soos Andreas en Johannes, Petrus en Paulus, Stefanus en Timoteus, al ons broers en susters wat dieselfde pad al geloop het, ontdek ek en jy ook ons antwoorde en ons lewensdoel in Jesus.
En daarom, sonder enige kwade gevoelens of verwyte, verlaat hulle Johannes die Doper en hulle volg Jesus van Nasaret, die Lam van God, hul Heer en hul Verlosser, Immanuel, God met ons. Verstaan jy wat hier gebeur het en hoe dit gebeur het? Onthou jy nog die vraag aan die begin, waarom werd mure so doeltreffend georganiseerd? En die antwoord, omdat mure goeie volgelinge is? Elke muurtjie is afhanklik van die muur voor hom om hom te lei na die plek waar die kos is. En so leef elke muurtjie dan sy skepingsdoel uit, om kos te gaan haal en terug te bring nes toe, sodat die muurshoop kan bly voortbestaan. Die een volg die ouetjie voor hom en lei die een agter hom. Johannes die Doper hoor God as God hom stuur om van Jesus te getuig. Hy neem leiding en mense volg hom. Hy lei hulle na Jesus en hulle volg hom. Jesus stuur sy volgelinge weer uit na die hele wêreld. En hulle gaan en hulle maak mense Jesus se disippels. Hulle deel die brood van die ewige lewe met die wêreld. En elkeen wat daarvan eet, elkeen wat in Jesus glo, ontvang die ewige lewe. En ook hulle gaan uit en nog meer volg en nog meer ontdek Jesus as die weg, die waarheid en die lewe. En weet julle, hierdie beweging het nog nooit opgehou nie. Want hier sit ons vandag. Ons is deel van die beweging. Ons volg die een voor ons en lei die een agter ons. Nes die muur. En is bykans 'n jaar wat die wêreld tot stilstand gekom het, maar God het nie tot stilstand gekom nie. Sy volgelinge het nie stil gestaan nie. Mense volg jou, omdat jy hulle lei na die hoop, na die lig. En daarom is God se kerk doeltreffend. God se liggaam op hierdie aarde is doeltreffend en nie uitgedien nie. En jy is deel van hierdie liggaam. Want ons weet wat ons soek en wat ons wil hê. Naamlik Jesus, en in hom die lewe wat sin gee aan my bestaan. Kom ons wees doeltreffende volgelinge, wat mense na God lei. Dit is wat ons wêreld nodig het. Dit is wat hierdie tyd nodig het. Doeltreffende volgelinge. Jy, wat die persoon voor jou volg, op pad na God se koninkryk, terwyl jy die persoon agter jou lei, op dieselfde pad. Amen. Here, dankie. Dankie dat U ons seën met alles wat U weet ons nodig het. Dankie vir hierdie stilwordtyd in U teenwoordigheid. Dankie vir die lieflike reën waarmee U ons seën en die groei wat daarmee saamkom. Ons damme was lanklaas so vol soos wat hulle nou is. Ons riviere het lanklaas gevloei soos wat hulle nou vloei. Ons boorgate, ons ondergrondse waterbronne, Here, U voed alles. En die skepping juig, die veld dans, die vee en die diere jubel, omdat U God is. U is goed. En Vader, die wêreld daar buite het nodig om dit te sien. Het nodig om daarvan te getuig. Het nodig om dit in hulle eie lewe te beleef. Het nodig om die brood van die ewige lewe te eet, om te drink van die water wat lewe gee, verniet.
en ons is tot u beskikking. Ons is u volgelinge. Ons lei, Here, hongermense, dorsmense om deur u gevoed te word, deur ons woorde, ons dade, ons voorbeeld, die hoop wat ons uitleef, die geloof wat ons getuig. Gebruik ons, Vader. Hou ons deel van u beweging. Hou ons aan die beweeg. Want Jesus, u loop voor en ons volg in u spoor. Hoor ook hierdie deel van ons gebed, wanneer ons ook sing. Jesus, u loop voor en ons volg in u spoor. Gemeente, God se wil is dat ons die pad sal loop, wat die skrif baie duidelik vir ons uitlê. Christus het hierdie pad vir ons geloop, en nou volg ons in sy voetspore. Maak die begeerte van die psalmdigter om binne die wil van God te bly ook jou daaglikse begeerte hierdie jaar. Lees gerus saam met my, Psalm 119, vers 105 tot 112. U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Ek het 'n eed afgelê en daarby sal ek bly, om my aan u bepalings te hou, hulle is regverdig. Ek ly swaar, Here. Hou my in die lewe soos u beloof het. Neem tog my dank aan, Here, leer my u bepalings. My lewe is gedurig in gevaar, maar u wet verontagsaam ek nie. Die goddelose stel vir my 'n stryk, maar van u bevele wyk ek nie af nie. U verordeninge maak ek altyd my eie, want hulle is vir my 'n vreugde. Ek lê my daarop toe, om u voorskrifte altyd uit te voer, tot die einde toe.
Gemeente, kom ons luister saam na Daleen se verwerking van hierdie psalm. As jy wil, sing die lied bidend saam. Daarna ontvang ons die seëngroet en mag julle 'n gesonde en 'n geseënde week beleef. Here God Almagtig, loop ons in U spoor, loop ons in die lig van U woord, dan ontvang ons U seën. My broer en my suster, ontvang God se genade, sy liefde en sy seëninge, as hy vir jou vandag sê, ek sal jou seën en ek sal jou beskerm. Ek sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Jou gebede sal ek verhoor en ek sal aan jou my vrede gee. Amen.